Jy leef al jare in kreatiwiteit, inisiatief en strategiese denke. Hoe lang doen jy dit al en hoe het hierdie styl van lewe jou gehelp om doen daai ding deel te maak van jou identiteit? Ja, dankie vir daai een, Jaco. Nou kan ek ook 'n ding noem daar. Ek doen my lewe leef ek al basies so vandat ek kan onthou. En ek moes dinge doen om te oorleef. Nou praat ek nie net van na skool nie. Ek gaan net sommer, jy kan in die rede val as jy wil en inlas en dinge. En hoekom ek sê ek kan daai ding doen, ons kan nie. Ek moes leer om op my voete te dink om hierdie goed uit te werk. Ja. Kort, ek was 24 toe ek vir die laaste maatskappy vir 'n maatskappy gewerk as 'n bestuurder. Ja. En nou wil ek iets sê, dan kan jy verder gesels. Oor hierdie ding. Ons het nou die dag gesê God gee jou 'n klein sak. Daai malaatse manne was net honger en wou kos kry. Ja. Toe gee die Here vir hulle sommer 'n oorlogsveld. Ek wil altyd 'n breakthrough hê en het gesê ek wil 'n ding doen. Ek wil 'n pionier wees. Ek hou daarvan om goed te design en te stig, maatskappye, wat ook al. Ek het nou nie baie in daai rigting geleer nie, maar ek sal buite muur swart om dit te doen. En ek het al daaroor gepraat en ek sit vir 'n maatskappy en werk en hulle wil graag 'n tak laat groei in 'n dorp. En ek is 'n Witbank en die dorp was 'n Belfast geweest, 'n plattelandse dorpie. Ek was nog jonk. Die direkteur het dadelik geweet dis 'n fout wat hulle dink hulle gaan 'n fout maak. En ek sê vir hulle, verplaas my na daai dorp toe. Ek sal daai tak vir julle optel. En hulle sien dadelik maar weet 423 daarom. Dit is Belfast is jy moet hom ken, jy moet die kultuur ken. Hierdie ouens ken stad, weet hulle ken. Ja. En hulle praat en ek sê gee my daai plek, ek sal daai tak gaan draai. En okay, ek kry 'n huis, ek kry alles en ek begin aan daai tak werk en daai tak swaai en ons gooi hom om in 'n magtige saak. Maar nou sal jy dink ek sit in Belfast, wat se opportunities kan na jou toe kom. Ja. En ek sit heeltyd en dink by myself, maar ek wil 'n ding doen. Ek wil nie net heeltyd hier rapporteer nie. Ek doen goed in my goed. Die mense, maar ek wil 'n ding design. Ek wil goed self doen. En ek het klaar nagelees oor goed. Ek het duisende boeke gelees. En ek sit daar en ek dink, o, jette, nou sit ek in Belfast. Wat 'n opportunities hier. Nou wil ek iets sê. Al sit jy in Pofadder. Al sit jy in Kakamas. Al sit jy in Paraguay. Ek weet nie waar is, al sit jy in die woestyn. As jy 'n ding wil doen, sal daar 'n opportunity wees dat jy 'n ding moet doen. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Die vrees was dat as ek in daai dorpie beland, ek het dadelik chomme gehad. Ek het met die polisie vriende gemaak. Ek het met die landdros vriende gemaak. Ek het met ouens in Dalstroom vriende gehad. Dadelik pelle gehad, alles. Maar nou sit ek in die klein plek en 'n ou stap eendag in my kantoor in Belfast. Dit gebeur nie. Jy hoef nie in Pretoria te wees om 'n deurbraak te maak nie. Ja. Die Here wil my nou in Pretoria, dis al. Ja. Dis al. Jy hoef nie waar jy kan. Ek hou nog steeds van daai liedjie. Ek daar sal ek nou blank op daai liedjie. Dis een van my favourite. Al is ek in 'n graf of is ek waar underneath his wings, I just as happy as a king. Hoe gaan hy? I claim Jesus first of all, he will answer when I call. En dan, al is ek in 'n graf, dan sal die Here sal sorg. Ek sit in daai Belfast en ek dink ek sal maar net hier land, dan sal ek weer een of ander tyd, toe ek nog daai mentaliteit, na 'n stad toe kom of 'n ding waar ek weer geleenthede kry. Is ondervinding. Stap 'n man eendag by my in daai kantoor. En hy sê vir my, hoor hier, dit wat jy nou hier doen, sien jy kans om dit in Swaziland te doen. Ek sê vir hom dadelik, ek het hom so half geken. Ek sê vir hom enige tyd, jy kan my Kongo toe stuur. Stuur my in die woestyn, in die middel van die see. Ek sien kans om enige ding. Hy sê ek het koneksies in Swaziland. Nou gaan dit tog dis Belfast, nou is dit Swaziland. Ja. Hy sê ek het koneksies in Swaziland. As jy dit kan doen wat jy hier doen en jy kan dit daar gaan doen, dan is ons in besigheid. En vir die eerste keer is dit daai ek's 23, 24, dan is ons in besigheid. Op daai stadium toe het ek gesê voor ek 30 is sal ek aftrek, sal 'n multimiljonair wees. Dit was my visie. En ek sê vir my ek is in. Ek weet nie waar Swaziland nie, ek weet nie waar's wat nie.
Hy sê jy moet 'n paspoort. Ek sê hoe werk 'n paspoort? Hy sê ons organise gou vir jou een. Kry gou 'n paspoort, al die goed en die volgende boekie maar afsiek. Ek sleep in Swaziland toe dit was nie 2 of 3 maande. Die paspoort het ek gekry. Toe laai ek op 'n trailer al my meubels en die meubels wat oorgebly het ek net daar in die huis geloop. Wat nou van die meubels? Daar sal 'n ander ou die meubels kan kry. Daar's klaviere wat daar staan. En goed, ja, maar ons kan nou nie dit doen nie. Ek sê waar ons gaan, as ons daar kom, koop ek die beste klaviere, ek koop die beste meubels, ek koop die beste koppies, ek koop die beste cleanings. En ons ry met 'n trailer en bakkie tot in Swaziland. Ek gebly agter in 'n winkel vir 6 maande in 'n vennootskap en die vennootskap werk en ons breek hy vennootskap op. Hier sit ek so in Swaziland. Hier sit ek so. En ek begin met 40,000 my eie rand, my eie maatskappy. En daai maatskappy word die grootste van sy soort. Daar was ander maatskappye wat ons ook gedoen. Word die grootste van sy soort in Swaziland en ons beat al die kompetisie. Ons vat die monopoly en ons doen elke ding. Ons stig kredietkontrol maatskappye wat ons met groot maatskappye in wheels en deals gegaan het. Inteendeel ons was gereeld in die koerante ten goeie of te berig of beroemd. Partykeer amper in die tronk. Partykeer laat ek nie te ver hier gaan nie. Nou, maar dit was besige tye. En ek leer om dinge te doen. Van skool daar af het ek vir myself gesê dryf jouself. En die grootste oomblik seker vir my, ons het natuurlik het ek my agterend gesien. Dit is dit met die maatskap besighede. Ons het amper geregistreer op die JSE. Ja, op die AltX. Soos en toe raak dit een politiese man jy het net hare en vere gesien soos ons lotdirekteure aan mekaar gespring. En dit was nou 'n lekker fight geweest. Nou so iets is nie goed in 'n maatskappy. Maar net voor ons sou laai in die JSE. Maar en ja, everything goes down en toe alles is het ek die voorreg om hierdie pragtige mense in my lewe te kry. En ek sê vir haar, die Here wil hê ons moet voltyds in die bediening. Sy sê amen. En ons besluit om 'n ding te doen. Ons praat nie, daar was nie finansiering nie van banke nie. Daar was nie investors nie. Julle ken die storie. Daar was niks toe ons 12 jaar terug. Ons het letterlik net met in die geloof geleef. En ons het nie elke dag geweet wat moet ons doen nie. Ons het nie geweet, maar ons het geweet doen iets. Ek wil amper sê ons het altyd 'n ding aangepak. En long story short, vir die 3de keer wat ek dit sê, for him crucified gebeur en dit ken julle baie goed. Het ons gesê nou gaan ons daai ding doen. En die Here het vir ons voorsien dat ons 'n dak het. Hier sit ons en die Here het net vir gesê jy tel nie nou mense nie. Jy tel nie nou hoeveel mense is hier nie. Doen net 'n ding. Jy was in Belfast, 'n opportunity het by jou ingestap en jou lewe het verander. Bly net doen hier wat jy moet doen. Gebruik inisiatief, laat hierdie ding hardloop en in 5 jaar die res is history, meer op media gefokus gewees en God het ons begin seën en 2026 gaan hierdie toevallig hierdie doen daai ding gaan mense sien hoe gaan ons hierdie ding uitrol en hoeveel verskillende programme en goed gaan nou natuurlik hier uitgehaal word en hou die spasie dop.